Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker, op hierdie Dinsdag, die 7de April 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Jy weet, ek wil vanmôre oor 'n baie belangrike punt gesels. Ek sien deesdae baie dinge gebeur. Jy weet, en baie mense stry soms met my oor dinge en ek bly maar stil. Want hulle wil stry en vir my gaan dit oor wat die Bybel sê. En jy weet, wanneer jy nie die Heilige Gees het nie, ons moet dink hieraan. Die boom van die lewe word bewaar deur 'n vlammende swaard wat flikker. Die weg na die boom. En aan die ooste kant is 'n geribs. Hoekom word die boom bewaar deur 'n vlammende swaard? Want dit is die woord van God in gees. Ek doen eendag nagmaal en terwyl ek die broodjie eet, word my mond verskriklik droog. Dat daai broodjie, dit voel of dit in my mond vasplak, of dit my mond toegom. En die Heilige Gees sê vir my, dit is die woord. Daai brood, dit is die woord. En dit maak vir my sin, want Jesus is die woord wat vlees geword het, en met sy laaste nagmaal met sy disippels het hy die brood gebreek en hy het gesê, dit is my liggaam, eet. So die woord word vir ons oopgebreek wanneer ons die Heilige Gees het. En die wyn is die Heilige Gees. So toe ek die sap drink, toe word daai brood sag in my mond. Dit smelt basies weg en ek kan dit afsluk. Want jy sien, die woord beteken vir ons niks sonder die Heilige Gees nie. En daar is te veel mense wat die woord uitgee sonder die lering van die Heilige Gees. En ek kan getuig daarop, want in 2004 tot 2007, iewers daar in my teologiese studies het ek geleer dat die wit perd van Openbaring 6 vers 1 en 2 is Jesus se koms. En dit het vir my vir jare gepla, want dit het nie vir my gelyk of dit Jesus kan wees nie, want Jesus se koms word later in Openbaring genoem waar hy met 'n swaard is. En oralsters in die Bybel word Jesus genoem met die swaard, nie met 'n boog nie. Jy weet, Judas 1 vers 17 tot 21 sê, maar julle geliefdes moet die woorde onthou wat tevore gespreek is, deur die apostels van ons Here Jesus Christus. Ons moet onthou, vandag is daar baie leringe, baie valse leringe. En dit is presies waarmee die Nuwe Testamentiese boeke van Paulus af regdeur word ons gewaarsku. Jesus self het ons gewaarsku. Daar gaan valse leringe kom. Vers 18, dat hulle vir julle gesê het, en die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Maar julle, geliefdes, moet julle self opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Vers 19, dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Hoofletter G, Heilige Gees. Hulle het die Heilige Gees nie. Nou luister mooi, die wit perd van Openbaring 6 vers 2. Ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit, het 'n boog. En aan hom is 'n kroon gegee en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin. Hoekom 'n boog? Want jy sien Efesiërs 6 vers 10 tot 18 gee vir ons die wapenrusting en daarso is die skild wat die vuurige pyle van die bose afweer. Die vuurige pyle, maar hierdie ruiter, daar word niks genoem van pyle nie. Hy het wel 'n boog. En jy sien hierdie wit perd met sy ruiter met 'n kroon op, is 'n weerspieëling van Jesus. Maar dit is nie Jesus nie. Want hierdie is 'n valse woord, 'n valse Jesus. Nie die anti-kris nie.
Hierdie is 'n valse woord, 'n valse evangelie. En dit is wat ons vandag sien. Die mensdom het 'n Jesus geskep, wat hulle laat goed voel. 'n Jesus geskep, waar hulle kan doen wat hulle wil. Hulle het 'n Jesus geskep, waar hulle nie beoordeeld voel teenoor dit wat hulle verkeerd doen nie. En ons is almal sondaars, ek insluitend. Ek is nie perfek nie, ek doen baie keer dinge wat verkeerd is, en dan moet ek bely. Baie kere dink ek iets wat verkeerd is. Iemand sal vir my iets sê, en ek sal iets dink dalk wat verkeerd is teenoor daai persoon. Soms oordeel ek. Daar's baie dinge wat ek verkeerd doen. Elke ene van ons, want nie een van ons is perfek nie. Ons werk tot heiligmaking. Ons is nie heilig gebore nie. Ons is nie heilig die dag toe ons gedoop is nie. Ons moet werk tot heiligmaking. Dis 'n elke dag se stryd vir ons. Maar wat saak maak is dat wanneer ons verkeerd doen, ons dit moet bely in opregtheid voor God die Vader. Ons moet regtig skuldig en sleg voel daaroor. Jy sien, in teologie het ons geleer, hierdie wit perd is Jesus wat kom. En dis hoekom, vir my maak daai teologiese studies nie eens meer saak nie, want hulle het sommer vir ons die valse dinge geleer daarin. Want daai wit perd is nie Jesus nie. Gaan lees hierdie skrif. Want 6 vers 8 sê, in die tweede helfte, en aan hulle, al 4 die perde, is mag gegee, oor die 4de deel van die aarde om dood te maak met swaard, hongersnood, pes en wilde diere van die aarde. Jy sien, is al 4 die perde saam. En die valse woord, die valse evangelie, bring ons tot 'n afval. Hoekom sê ek so? Want 2 Tessalonisense hoofstuk 2 Tessalonisense 2, vers 1 tot 3,5, sê, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Jy sien, selfs in daardie dae was daar valse profetiese woorde gegee dat Jesus is op pad. Ek onthou hier in 2012, 2016 was daar berigte van Jesus se koms. Daar was groot advertensieborde tussen Alberton en Meyerton opgesit van Jesus se koms. Die datum is gegee verskeie kere in my leeftyd. So hoeveel keer het dit al voorheen gebeur? Jy sien, vandag is dit net makliker om die woord daar uit te gee. Vers 3 sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. Eers moet die afval kom. Wat gaan daai wit perd doen? Wat doen die valse evangelie? Dit mislei mense weg van die ware evangelie af. Dit bring afvalligheid. Dit is besig om mense weg te lei van die waarheid af. Ek sien dit daagliks. Ek praat met mense daagliks. Pastore wat mislei word. En dis nie omdat ek mense oordeel nie, mense, ek sien hierdie dinge gebeur. Ek luister na mense se argumente, waar hulle dinge sê wat nie eens die waarheid is nie, waar hulle verse noem wat nie eens die verse is nie. Pastore wat mense mislei. En dit is hartseer, en dit maak my seer, en dit maak my bekommerd, want hoeveel mense volg hulle en glo hulle. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Here, dat U ons oë oopmaak. Vader, ek bid Here, dat U elkeen wat hierdie woord hoor vandag, dat U hulle oë en ore sal oopmaak, dat hulle die waarheid sal ontvang, en nie mislei word nie, Here. Vader, laat hulle self ondersoek doen, dat hulle weet of hulle die Heilige Gees het of nie, sodat hulle die Heilige Gees kan aanvaar, Here, en nie mislei word nie, laat die Gees hulle kan lei in waarheid, in U woord, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees self jou Bybel, sodat jy nie mislei word nie. Groete.